Nou ja, ek wil daarom net sê, ons praat gans al te gou oor die winter, die bietjie koeligheid wat die somer vir ons bring, is helaas lekker, maar nog nie winter nie. Terwyl ons ook nou besig is met die somer wat vinnig verbyvlieg, en dis ook ek dit wil hê, want dis hoekom flip-flop dag ook so lekker is. So kom ons maak seker ons waardeer die laaste goue dae, die son en natuurlik die blomme. Ek gesels nou met die bloemis Beatrice Archer oor watter blomme en watter seisoen is, wat is die mooiste en die kleure en allerlei lekker dinge. Beatrice, goeiemôre. Kyk net hoe staan 'n skitter, jy soos 'n ou blommetjie vanmôre. Dankie. Luister, voordat ons met hierdie blomme gaan begin en ek jou gaan wys hoe om die regte rangskikking te doen. Wink wink grappie. Vertel net gou vir my watter blomme is tans in seisoen. Pieter, ons het heerlike gerbras, pragtige lelies, lysimagia, ons het lysianthus wat pragtig is en dan natuurlik ons rose. Ons tuin is volop met rose en chrysante, angeliere, swartlelies. Dit is nou almal somerblomme. Ons het die dahlias wat in die tuine is. Ons het 'n bietjie zinnias, die raak op regop soos ons hulle ken, en dan 'n paar ander seisoenblomme, soos jou delphinium is daar nog 'n bietjie in seisoen. Is hierdie blomme ook regtig net seisoonaal of kan jy ook later in die jaar en dan moet jy nou maar besluit jy wil eerder by die spesifieke seisoen se blomme bly? Jy het jou chrysante, angeliere, rose, gerbras, lelies is deur die jaar. Ja. Dan het ons in winter het ons proteas, ons speldekussings wat inkom, wat lieflik is om daarmee te werk. Dan sien ons uit hier van Mei, wanneer dit word koeler, begin ons met tulpe. Dan sien ons uit ons freesias, ons renonkels en ons gaan ook na anemone toe. Nou ek wil, terwyl ons blomme gesels, moet jy my help, want ek wil ook met 'n rangskikking uitstel, want môre les gaan lyk soos daai, pragtig en mooi. Ja, hierdie is jou inspirasie. Hier, baie Ons sal eers begin met jou loof. Dit gee vir jou 'n lekker fondasie om mee te werk. Ek sien jy het vir my 'n groter een gegee en 'n kleiner. Ek dink die kleiner een gemakliker en vinniger werk vandag. Dit is al vir iemand wat so lank in die bedryf is soos jy. En soos jy, ek meen jy doen dit immers al wat by die 30 of 40 jaar. Hoe lank doen jy nou? Amper 40 jaar. Wow, dit wil gedoen wees. So sien net gou vir my terwyl ons nou hier so is, jy gaan daar so lank aan. Wat gooi jy nou hier in die water? Hierdie is jou blommekos. Dit laat jou blomme langer hou. Wanneer ons blomme van die mark af inkom, kondisioneer ons blomme. Dit gaan in blomvoedsel in, wat 'n spesiale mengsel is. Ons verkies dat dit so 2 ure staan voor ons daarmee werk. Hierdie is vir jou by die huis, as jy nou blomme by die winkel gaan koop het, gooi jy hierdie in. Daar sê, dis nou die moetie. Dis die moetie, jy kan ook 'n bietjie ingooi. En dan moet ek net vra, want ek weet, kyk, Valentynsdag is maklik. Jy gee vir die ou mooi rooi bosse blomme of die rose en goeders, maar as ek nou kom en ek sê, luister, ek het nou 'n spesifieke geleentheid, of dit nou is om simpatie met iemand te deel, of jy wil gelukwensing doen, hoe besluit jy op die kleur en watter blomme jy dan gaan gebruik? Ons vra die kliënt meer inligting. Ons vra uit wat is die voorkeur van die persoon wat die blomme gaan kry. Simpatie is gewoonlik wit, sagte pastelle. Maar as iemand baie blomme kry, wil jy nie heeldag 'n huis vol wit blomme hê nie. So ons moet ook die kliënt lei daarmee. Ons vra wat is hulle gunsteling blom? En dit werk baie maklik. So wat gaan ons nou vandag tackle? Het jy 'n gedagte en het ek 'n gedagte of gaan ons nou een saam snoer? Ek gaan vir jou die basies wys. Okay, waar jy begin met jou loof. So follow me, I'll be right behind you. Met jou loof van daardie kant, dat jy begin te sny. Kan ek hoe moet ek nou besluit? Moet ek hom langer hou? Hoe besluit jy nou oor die dinamiek? kyk, hier gee ek hom 'n bietjie beweging aan een kant. Onthou net, jy gaan hom met korter sny. Enige iets wat in die watervlak is, moet jy jou blare verwyder. Okay, ek hoor jou. Want dit veroorsaak bakterieë wat groei en dit is wat jou blomme vinniger laat afgaan. Wat ons nie wil hê nie, glad nie. Blomme het natuurlik ook 'n baie lekker simboliek, nê? Is daar seker blomme wat 'n mens eerder maar, jy weet, moet vermy wanneer dit nou kom by spesifieke geleenthede? Jy sal beslis nie geel rose vir 'n meisie gee met Valentynsdag nie. Want dit beteken mos nou net vriendskap. Vriendskap, dit is heeltemal reg. En ons glo dat jou blomme sê vir jou, jou boodskap word oorgedra in die blomme. Dis baie waar. Daar gaan jy bietjie laer moet gaan. Moet ek laer moet sny? Jy gaan moet laer. Kan ek hom nie net vou nie? Hoe nee, jy kan nie vou nie, want dan gaan jy nie water drink nie. Nou sny ek vir jou. Reg, juffrou, wat nie reg is nie.
Nee, maar jy met my, is dit nou genoeg? Wanneer weet ek is te veel van dit of te min van daai? Jy maak jou eie prentjie. Daar is nie iets wat sê dis reg of verkeerd nie. Ons gaan 'n bietjie van die Jy eukaliptusblare. sien daar kom nou 'n kleur so 'n bietjie in. Jy weet net om hierdie die wit kleur half te breek. Jy sien nou wys ek nie vir jou nie, maar ek doen jou ryke. Dink jy dis reg? Nee, maar kyk, ek het nou al jare wat ek gesien het hoe jy dit doen. As ek nou die blommetjies daar by jou bestel en goed is mooi hoe jy die kleur inbring. Okay. Nou doen jy dit. Nou kan jy sien jy al klaar dat jy lekker fondasie. Pragtig. Jy kan 'n bietjie van die Lizamagia vat. Die wie? Lizamagia. Maag. Dit klink amper soos 'n maagaandoening. Jy sien, dis waar ek het gaan verloor. Oor is as iemand vir my kom sê ek soek hierdie en ek soek daai, is 'n gemagia en dit is amper soos my woord van vanoggend, Dis hy. Dis hy. sien jy daar het jy al klaar 'n bietjie beweging. Okay, ek gaan dit so doen. Gaan hom hierdie kant insit en daai netjie so insit. Kyk net daar. Lê bietjie daai kant. Lê bietjie so, maar Ja. dis jou eie ontwerp. Ja. Jy mag nie afkyk nie, Beatrice. Ek sal nie, myne. ek sal nie, ek beloof. Nou om net terug te gaan na die simboliek toe. Daar is baie lande soos in Europa en in Asië wat jy nie vir hulle krisante gee nie. Glad nie. Nee, glad nie. Want dit is hulle assosieer dit met dood. O, gonna. Ja, dit wil ou nie hê nie. Dan het jy die Chinese wat jy glad nie vir hulle 'n geel of 'n wit blom gee nie. Soos Want in dit is Noord-Holland nie. ook glad nie. Dit is ook assosiasie met dood. So is ons as Suid-Afrikaners redelik maklik. Ons as is dit- baie maklik. Ons is baie maklik. Ek moet ook sê ons Suid-Afrikaanse mans Ja. weet wat baie van hulle vrouens O, regtig, nee? Dis hy. Ons het 'n kliënt wat met Valentynsdag het hy besluit hy wil net vir sy vrou gipskruit gee Ja? met Lysianthus wat Hoe gaan ek het Hoe gaan 'n ou nou daar's te werk om nou jou blomme so lank as moontlik in 'n rangskikking vars te hou? Is daar blomme waarvoor jy eerder moet, wel, ons het nou gesê van weg moet bly, maar jy weet hoe hou jou blomme ook langer vars by die huis? eerstens jou houer moet baie mooi skoon wees. Geen Fyn. vuiligheid niks in nie. Jy kan hom met jig voor die tyd was. Skoon water. Jou blare wat in die water is moet uitwees. As jy kyk na daardie pot is daar glad nie water O, ek sien. en blare in die water nie. En dan plaas jy dit nie direk in sonlig nie. Glad nie. En wanneer dit warm is, wanneer ons sulke warm dae het, is ons almal baie lief om die vensters oop te maak in die huis en die deure, sodat baie warm trek deur jou huis. En dit wil ou nie noodwendig hê. Hy droog jou blomme uit. En dan is dit nou 'n bietjie werk waar jy jou blomme uithaal, Ja? mooi saamvat. Jy vat jou water, jy gooi dit uit en jy sit vars water in. Okay, terug by ons rangskikking. Hoekom kies jy tans wat jy kies? Hierdie is die pragtigste langsteel rose. Hulle is, Ja. hulle naam is Eunice Ann. Pieter en Eunice Ann saam met Beatrice Archer. Daar het jy dit. Gee hare roos. Maar ek Die moet hierdie blomme ouetjies wat moet ek gekies feature. het, Hulle moet mooi feature. Ek moet sê ek hou Is van 'n in geel roos, seisoen. want hierdie is nie net pragtig en in seisoen nie. Dit is ook die vriendelikheid wat my kollegas uitstraal teenoor ons gaste en ons gaste natuurlik kom en sê dag maar ek vir jou rangskikking vir jou. dis hy. Die rooi rose is almal uitverkoop na verlede week se Valentynsdag. Baie beslis. O, jy sit loks bymekaar. Kan ek myne? Ek groepeer hulle bymekaar. Dit is meer 'n nuwe trend. Okay, dan doen ek dieselfde wat jy doen. Ek wil daai net 'n bietjie Hy gee elke blom, Ek moet sê ek hou ook nog altyd van 'n lelie. Lelie lyk ook vir my al. ja. Nou, Dis mos 'n lelie, né? jy wou vroeër weet oor die blomme. Kyk, ek volg nou wat jy doen, maar ek is net te bang ek meng te veel kleure. Dit wil hy ook nie doen Nee, jy werk in pastelkleure, so dit gaan heeltemal reg werk. Jy het vir ons al die pastelkleure. Ek het vir jou al die pastelkleure blomme gebring. Ek het dit vir jou makliker gemaak. Baie dankie. Ag, jy's ou staat man. Wanneer jy blomme koop, koop jy nie 'n oop blom nie. Want hy Jy moet koop 'n oop. toeblom. En die rede daarvoor? Is jy wil hê die persoon wat die blomme ontvang, moet die skoonheid hê van die blom wat verander. Wat elke dag. Hierdie ruiker hier sal môre anders te lyk. Want jou lelie smaak oop. Wat is die lewensduur van 'n ryker nou soos daai? 'n week, 2 weke as jy nou alles doen en nou mooi oppas. As jy alles doen en jy kyk goed na hom, Ja. gaan hy ten minste 10 dae hou. Jy sien. So, Wanneer net soos met jou vrugtebak,
As jy piesangs het wat besig is om af te gaan, hulle is te ryp, dan haal jy hom uit en jy gooi hom weg. As dan nou hier 'n blom is wat 'n bietjie verwelk, sê een van hierdie spruirosies, dan haal jy hom uit. Hy gee gas af wat die ander blomme ook laat verwelk. Petrus, hoekom hou jy van dit wat jy doen? Hoekom is blomme vir jou so na in die hart? Ek het groot geword in 'n bloemiste. So jy kon nie anders nie. Ek kon nie anders nie. O, nou steel jy my blomme. Nee, Maar wag hierso. Ek wou vir jou knip. Wag, jy het my blomme mos hierdie kant gesit. Jy mag daar vat, jy mag. Ek hou baie keer moet ek nogal vir jou sê, hierdie is vir my ook mooi. Net so bosblomme, Net so bos, ja. sonder fiteriasies en dinge. Dit kan ook mooi lyk. En dan wonder ek altyd, hulle praat van jip. Jip is nie altyd noodwendig mooi saam met enige bosblomme of. Jip is nie altyd nodig nie. Maar jip het so trendy geword dat daar veral onder die jong mense koop hulle net 'n bos jip. Jip is net soos jy daar sê. Hoor, hierdie is vir my baie lekker en so baie dankie dat jy vanmôre hier by ons ingeloer het. Ek weet nie of hierdie enetjie van my te koop aangebied sal word nie, maar op my lesenaar sal hy vir my nogal redelik mooi staan. Hy sal baie mooi lyk. Jy het mooi groepeer. Van daar af lyk die dimensies mooi. Dis hy. Kyk, dit is pragtig. Petrus, baie Volgende dankie. Valentynsdag dink ek kan jy vir my kom help. Ek gaan verseker dit kom doen. Ek sal graag so 'n bietjie, so ure of wat. My vrou hou baie van blomme en goeters en sy het ook 'n baie lekker touch, so ons gaan vir jou kom kuier. Nou ja, toe, bly jy net waar jy is. Kyk net hoe lekker het ons blomme gemaak vanmôre.